Right, so, ons almal weet in die boerdery is daar 'n klomp onvoorspelbare goeders wat gebeur, wat jy geen risikobeplanning, geen versekering, geen enigiets voor kon doen nie. Dit gebeur net. En hier agter my is mense wat jou werklik help daarmee. AgriRelief. So ons gaan 'n bietjie meer oor wie is hulle, wat doen hulle en hoe kan jy in kontak kom as jy ook saam met hulle die boere wil help. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Hallo Lutz, hoe gaan dit met jou? Gaan goed vanmôre Albe. Nee, dis altyd dankbaar om te hoor. Ja, die son skyn, né? Ja, nee, die sonnetjie piets nogal so in die winter. Ja. Ek is nou hierso by oom hulle se hoofkantore en ek wil 'n bietjie hoor wat presies is AgriRelief en hoe dit ontstaan. Albert, ja, AgriRelief is maar nog 'n nuwe besigheid, maar 4 of 5 jaar. Ja, ek dink hulle kom van 2021, 2020 se kant af. Maar ons weet dat een van ons grootste vennote Zeet is die ou Pfizer. Hy is al donker jare daar. En ons self by AgriBonus is al so 27 jaar in die gang. Nou ons het gevoel, dit was so 'n gesamentlike idee wat gekom het. Dat die boere kry nou baie punte by AgriBonus en wat ons vennote almal gee, maar ons wil op 'n ander manier help. Mense wil bietjie nood meer aanspreek. Dit is baie mooi om te sien en lekker om te sien hoe ouens hulle punte omruil vir iets lekkers in die huis, iets moois, iets Mauritius vakansietjie. onder andere, ja. Maar die gedagte het gekom om nood te gaan help. En ons het baie mooi gedink, dat het ons regtig omtrent 'n jaar gevat om deur al die slaggate te gaan om te sê as ons so 'n nie profit of 'n nie winsgewende maatskappy nou wil staan maak om te help, dan moet ons kyk wat die wetgewing sê en ons wil hom onberispelik bo verdenking alles laat doen. En ons het deur daai hele proses gegaan en onafhanklike 4 direkteure aangestel en hoewel AgriBonus en Zeet is meeste Hulle is die voete op die grond, die manne met die ore. Dis sy. Ons hoor of daar 'n veldbrand is wat plase deurgehardloop het en diere doodgebrand het en beseer is en al daai dinge en dan het ons ook kontak met die landbou in die algemeen om te weet waar is die hoog risiko gedeeltes. Nou ons het 'n fokus nou al vir die laaste 4 jaar en dit is om te probeer brand voorkom. Jy kan hom nie altyd voorkom ja. Maar ons noem dit nou maar ons brandvoorkomingsprojek. En dit is ons koop brandbestrydingstoerusting aan en ons gee dit uit vir die boere. Ons werk maar deur die strukture wat daar is in die landbou. Ons neem nie self die besluite nie. Daar is goeie strukture daar buite en ons glo dat die strukture word reg gebruik om die toerusting wat ons gee reg te bestee. Laat dit uitkom op die plekke wat dit nodig het. Een ding wat oom vir my gesê het is die nood. En die nood waarna oom hulle kyk is nou nie die goed wat jy kan verseker en daai tipe goed nie. Dis jou fisiese onvoorspelbare goeders. Jou veldbrand wat uit nêrens uit gekom het in jou plaas. Haal wat 150 kop van jou vee doodgeslaan het. Daai tipe goeders waarop eintlik bitter min risikobestuur is. Dis waar oom hulle op die einde van die dag staan en help. Die ding is wat baie mense nie besef nie, is jy kan nie altyd alles doen nie, maar jy kan hoop gee. En as iemand in 'n oogwink omtrent alles verloor het en jy kan met 'n klein bietjie hulp kom, dan gee dit vir hom daai bietjie hulp, daai wat hy besef, maar iemand gee om. En dit maak hom om sy hele visie oor die toekoms net daai klein veranderingkie te bring. En dit maak sommer dat hy môreoggend met nuwe moed opstaan. Hulle sê mos jy het eintlik net nodig om hom te help om daai kopskuifie te maak, net om te sê okay, maar daar is hoop, daar is 'n toekoms, hou net aan. Presies. Ek wil graag 1 of 2 goedjies net noem. Ons het nou gesê brandvoorkoming, so ons koop
regtig miljoene rande se brandvoorkomingstoerusting. Meeste nou hierdie brandblasers, want die terugvoer wat ons kry van grondvlak, is dat die goed werk ongelooflik goed. Jy maak hom vol brandstof en hy loop en jy kan baie ure, kan jy tussen bossies oor klippe in die rande uit, kan jy loop en jy kan daai vuur, hy blaas letterlik. Dis nie sommer 'n gewone blaar dingetjie nie. Daai ding blaas. Hy blaas miskoeke, takke, alles wat brand, blaas hy terug in die plek, jy weet, na waar dit klaar gebrand het. So hy haal die suurstof so uit die vuur uit. Maar nou wat gebeur baie keer? Nou is daar diere wat beseer is. En dan is dit traumaties vir die boere, partykeer om te sien hoe lê die goed. Die wat dood is, die ouens ry hulle nou maar weg en gooi hulle in gate, begrawe, maak iets met hulle. Maar nou het jy 'n klomp beseerde diere. Wat doen jy dan? Hulle moet pynmedikasie kry. Jy weet so, dit is net so noodsaaklik. Nou is hy klaar op sy knie, so wat kan jy doen om net hom 'n bietjie daai hulp te gee? Gee medikasie vir die veeartse en sê, gaan spuit julle vir ons. Die veeartse gooi hulle tyd in, ons gee die medikasie en hulle kan die diere gaan spuit. En hulle, onthou, hulle is verbrand. Hulle moet pynmedikasie kry en antibiotika om te verhoed dat hulle nou nie sekondêre bakteriese infeksies en al daai tipe goeders kry nie. Maar weet jy wat is so lekker? Maar dit is nou eintlik daai lag met 'n traan. Ons het op een plaas het ons 'n video gekry van die boer, van die beeste wat verbrand is, wat nou beseer is, nou nie doodgebrand is nie, Ja. wat medikasie gekry het en hulle is deurgehelp. En hulle is nou weer produseerend. Maar wat toe nou gebeur het, 2 weke daarna, toe begin van daai koeie te kalf. My magtig. En daai nuwe hoop van die koeie wat kalf, maar nou kom die volgende dilemma by. Daar is nou van daai koeie wat se spene so beseer was, laat die kalvers nie kon suip nie. So nou kan jy weer 'n bietjie help, weer 'n bietjie melkpoeier te gee, net om die kalvers nou weer deur die kritiese tyd te vat. So daar's vreeslik baie goed wat mense nie altyd aan dink nie. En dit is wat ons probeer doen met Relief Foundation. Ons probeer noodverlig, en dit is ook hoekom ons so iets soos 'n golfdag het, wat ons nou in begin van Oktober gaan hê. Dit is nie dat die golfdag vir ons miljoene rande inbring nie, maar dit maak so 'n bietjie bekendstelling van die Relief Foundation, wat ons doen. Ons praat baie, ons het 'n goeie gehoor daarso. En ons hoop dat die mense hoor wat ons doen en sien wat ons doen. Want ek het al 'n paar keer het mense vir my gevra, nou wat kan die boere nog doen om julle te ondersteun, want dit is so goeie werk. Dan sê ek altyd, weet jy, die boere, ons boere in die land is van die beste boere in die wêreld. Hulle doen alles wat hulle kan. Hulle het baie struikelblokke. Ons is 'n semi-ariede land, boerdery gewys. So hulle moet met baie fyn beplanning moet hulle boerdery beplan om topprodusente te wees in die wêreld. Hulle is in 'n onvriendelike omgewing waar hulle eintlik in boer, nie net klimaatsgewys nie, maar ook, en ons moet dit dalk maar vir mekaar sê, ook maar 'n bietjie polities gewys. So hy moet homself beveilig. Hy bly baie keer agter, en nie eintlik net baie keer nie, maar hy's toegesluit. Hy moet die hele tyd oor sy skouer kyk. Daar's so baie goed wat die boere moet doen. Hulle moet partykeer paaie self reg maak om hulle produkte by die markte uit te kry. Daai tipe van ding. Nou is my antwoord of my stelling wat ek dan wil maak is, die boere doen alreeds so baie. So ek wil dan altyd 'n beroep doen op ons mense wat afhanklik is van die kossies wat geproduseer word. Ja, die kos kom nie van Checkers af nie. Kyk, jy word ergens gegroei. Party mense mag dalk dit nie weet nie. Ja. Maar die mense wat gevoed word in die land, die besighede wat hulle geld verdien deur insette aan
aan die landbou, maar ook aan ander besighede. Want en dis maar deur al die jare, as landbou 'n swak jaar het, dan gaan dit met die ekonomie sleg. Ja. So die landbou doen so baie vir die land se ekonomie dat ek wil regtig 'n beroep doen op die besighede om ons te ondersteun sodat ons bietjie daai omgee kan na die boere toe deurgee. Ek wil iets noem vandag. En dis iemand wat ek baie goed geken het. En hy was 'n ou legende gewees vroeër jare en veral die blou bulle sal hom baie goed onthou. En dis ou Peer Spies. My magtig. En ons was baie goeie vriende gewees. En ou Peer het baie keer saam met ons tussen die boere rondgery en dan het hy bietjie motiveringspraatjies en goed gegee. Peer het gesê, people don't care how much you know until they know how much you care. En ek dink daai moet ons 'n bietjie weer terugbring in ons lewe, die omgee. Ja, ek stem saam met oom en oom sê as die boer op sy knieë is, jy help hom nie weer staan nie, maar jy gee hom 'n hand dat hy homself kan optel. Absoluut. En hoe kan mense dan in kontak kom met oom? Hulle sien maar hulle wil nou begin 'n pad stap met die ongelooflike organisasie wat daar staan. Hoe kan hulle in kontak kom met oom en hierdie pad saam met oom begin stap? Die maklike ene is maar om na die Agri Relief Foundation, ons het 'n webwerf maar hulle kan ook enige van die agribonus nommers, die webwerf, ons agribonus se kontaknommers, maar ons kan vir julle die nommers almal gee. Ons 'n telefoonnommer wat sommer baie vinnig is wat gebruik kan word. Ja, ons sal hom sommer hier onder in die link van die video sit. Ja, dit is 012 843 5660. Ons sê baie dankie dat ek gaan met oom kon gesels en sterkte met alles die golfdag en dankie vir wat oom hulle doen. Dis 'n groot plesier, Albert. Raadjie op die einde van die dag, die belangrikste ding in ons as Suid-Afrikaners, maar ook Christene se lewens is hoop. Want wat het jy sonder hoop? En hierso is mense wat weer hoop strooi in die wêreld daar buite en werklik wys wie ons is as kultuur. Want ons as Suid-Afrikaners is 'n omgee kultuur. So kom ons help ons boere, kom ons staan saam en kom ons stap die pad saam met hierdie mense en maak seker dat daar 'n toekoms is, nie net vir ons nie, maar ook vir ons kinders. Dis Farm Spice, oor en uit.